'n nuwe Rubicon word ontbloot. Gebore in Pretoria voortrekkerhoogte. My pa was na die Tweede Wêreldoorlog was hy in die weermag geweest, of die leer althans. En as 'n kaptein en die adjutant geweest van generaal Klopper, wat 'n groot rol gespeel het in 48, 49 en dis meer. Ek is in 1949 gebore en nie lank daarna nie, ek weet nie presies wanneer nie, maar seker so 52, 53 het my pa werk gekry nadat hy weermag verlaat het, want daar was mos groot beweging in die weermag daai tyd hier so die early 50s. Ja. En toe het hy by Anglo-American landskap aanstelling gekry en hy was verantwoordelik geweest vir die uitleg van Anglo-Americans gedeelte vir Welkom. Wat hom eintlik ons het altyd 'n groter wat om sê hy's 'n tuinier, jy weet. En hy het dit met 'n glimlag gevat. Want al wat hy gedoen het eintlik uit die paai uitgelê of uitgelaan met bome. Maar ek was op die laerskool en die hoërskool in Welkom geweest. Ek was 'n ruk uit die hoërskool uit in Welkom Brits toe gegaan, maar my pa 'n plaasie gehad het. En dit het nie lekker gewerk nie en ek is terug Welkom toe. So ek het by Welkom Gimnasium gematrikuleer in 1966. Nou ek het maar 'n gewone gemiddelde ou en ek het alles gedoen wat 'n skoolseun op daai dae doen. En ons het rugby gespeel en rugby gespeel en rugby gespeel. Ja. En tussentyd deur het ons maar dinge gedoen soos wat 'n laaitie sal maar doen, jy weet. Toe word ek opgeroep vir 9 maande. Binne dae het besef dis die plek waar ek wil wees. Ja. Ek was nie 'n ou wat oorlog gespeel het ook al laaitie was nie. Ek my pa stories vertel. Dis omtrent dit. En ek het toe opgeëindig by infantry instrukteeropleiding gedoen en onderkorporaal geword. En die deelte wat my gevat het in my opleiding was die verantwoordelikheidsin wat jy moet hê as jy 'n goeie soldaat wil wees. Ja. So ek het toe by die leergimnasium was ek verplaas hier in gewees Heidelberg. En ek het daar begin as 'n onderkorporaal wat die junior leiers opgelei. Jy weet, en dit was vir my 'n soort van 'n oogoopmaker. Want dit besef jy weet ek lei nou hierdie laaitjies op, jy weet, en ek self 'n laaitie, ek was maar 18 jaar oud gewees seker. Dit het my persoonlik gemotiveer. Jy weet, my hele loopbaan deur het my gemotiveer om met mense te kan iets leer. So met die gevolg is dat ons het wel seker suksesvol gewees as instrukteurs. Maar die company waarin ek was ook 'n deel gewees van my belangrike boubok, was my eerste gedeelte van my loopbaan. Het was 'n company gewees en hulle het 'n bietjie gespesialiseer in verskillende oorlogstaktieke, onder andere in oorlog teen insurgensieoorlogvoering. En dit het my ook vreeslik aangetrek, jy weet. Ons het 'n ander taktiek gevolg as die ander companies, jy weet. Dit is eintlik vir my lekker gewees om te dink ek is so 'n soort van spesiaal. Seker 'n bietjie windgat of iets, ek weet nie. Maar in elk geval, toe daarvandaan is ons infantry skool toe verplaas. En my groot vriend, Selno D, ek was saam verplaas en ons het 2 juniors in die infantry skool se staf gewees. En ons het baie goeie tye daar gehad, jy weet, en baie geleer. En ons het die tuinoorlogvoering vleuel het ons altyd by gewerk. Hy het later aan mortiere en goedes ook begin gee en ek het die hele tyd gebly by die tuinvleuel. En dit was vir my wat ek baie geniet het. Dus ek guerrilla oorlogvoering begin bestudeer en boeke gelees wat ek nooit in my lewe gedoen het nie. Dit het my redelik aangetrek hierdie hele ons gereelde oorlogvoering idee. Ons is toe, Sal en myself gelyktydig is ons toe genomineer vir die Akademie vir Offisiersopleiding. Ons was sersante en ek was so 'n jaar of wat voor hom gewees. En ons is akademie toe en dit was baie lekker gewees by die akademie en ek het geleentheid gekry om aan te gaan by die akademie. En ek moes die keuse maak, wil ek akademie toe gaan of wil ek op die grens opeindig. Het was nie 'n moeilike besluit gewees vir my op daai stadium nie en ek het teruggegaan infantry skool toe as 'n infantry oorlogvoering teen insurgensieoorlogvoering opleidingsoffisier. Nou ek was daar vir nog 2 jaar gewees en in daai 2 jaar het ek begin op versoek van die bevelvoerder. Hy het gesê of ek sou belangstel om te help om gevorderde infantry kursus te ontwikkel. En wat daarmee gepaard gaan, want hulle het gevoel dat die infantry moet begin meer bietjie spesialiseer en dis meer om aan te kan pas by die bosoorlogvoering se behoeftes.
Ek het toe gesê ja en ek het 'n gevorderde infanterie kursus gefabriseer. Wat ek eintlik gedink het uit boeke en met gesels met my onmiddellike vriende en ander stawwe by infanterie skool. Ons het aangebied en dit was goed geweest. Dit het hoofsaaklik in die Swartberge plaasgevind. Maar ek dink die infanteriste, want daar was so 3 of 4 van die skool se offisiere ook op die kursus geweest en hulle het dit niks gelike nie. Dit is 'n bietjie te fisies vir hulle, te intens. In elk geval 'n lang storie kort te maak, ons is 19 Julie 1974 het ek net 'n sein gekry. Ek was op daai stadium op gevegspankursus by die Leer College. Laat ek by een rekkie moet rapporteer die maandag. En dit is omtrent die middel van die week. Nou, hoe ons dit gekry het, kan ek jou vertel nie. Die Weermag se kommunikasiestelsel daai tyd het op telex goed is gewerk. En daar het wel 'n telex gestuur geweest, maar toe ek nou vir Shell bel om te hoor hoe hy ook gaan. Toe sê hy vir my nee, hy weet dit al reeds want hulle het vir hom gesê ek het ook 'n telex gekry. In elk geval ons ry toe saam van Bloemfontein, ek het hom Bloemfontein opgetel want hy was toe by Valskermwilliam. Ons ry toe saam Oudtshoorn toe om die Sondagmiddag daar te arriveer. Toe gaan doen ons wat ons nie eens besef wat ons doen nie. Die volgende oomblik toe hoor ons sluit by hierdie paar manne aan en ons is nou bekering. Toe moes ek regtig waar, ek moes eers nou vra wat die hel beteken dit. Ek sê nie as jy die kering dat jy so slaag, dan word jy nou rek hier. So ek sal dit baie graag wil doen. Maar net so 'n tree terug, ek dink daai blootstelling wat ek gekry het by infanterie skool se tuinvleuel was basies ook vir my om myself voor te berei vir spesiale tipe operasies, want dit is wat ek van gehou het. En daai geleentheid om 'n bietjie te eksperimenteer het baie beslis vir my gehelp, jy weet, met my denke en navorsing in myself oor spesiale operasies per se. Nie noodwendig net die operator nie, maar die hele strategiese konsep van spesiale operasies. Toe het die dinge begin gebeur. Weet, ek het my eerste operasie gedoen in Januarie 75. Want die 6 maande van my kering tot en met Januarie het ek in die bos deurgebring by Safuma basis in afgedeel eintlik van daai stadium vanaf die VK na ek dink was 3 SAE gewees. En ons het op Safuma ontplooi en ek was die basisbevelvoerder. Die kompanie-bevelvoerder vir die operasie. Die beskermingsoperasie Suidoos-Angola en die Kaplyn die ooste van die Kaprivi. Dit was net klipgooi weg gewees van waar Fort Doppies was, waar die spesmagte ouens op daai stadium, 'n hele paar van hulle wat ek geken het, was daar gewees. So ek kon 'n bietjie by hulle tyd afstaan en Safuma en dan kan ek 'n bietjie daar by hulle kyk wat gebeur. So ek het op daai manier by 'n bietjie begin self voorstel aan ouens wat betrokke is wat ek voorheen geken het nie. So dit het nou vir my 'n lekker soft landing gegee om te begin met my loopbaan in die spesmagte. Toe het ek begin met my werk. Ek was aangestel gewees as die Bravo groep bevelvoerder, SIP-eenheid in 1VK. Maar dit was 'n 1VK se organisasie. Dit is nie noodwendig gebly wat daar gesê is nie, weet. Ons het by mekaar gemaak in spanne soos benodig. Weet dan partykeer het ons 4-5 spanne nodig vir verkenning, ons stuur ons 3-4 ouens vir verkenning en dan het ons altyd 'n reaksiemag tipe van bystand. So dit was nie, ons kon baie dinge doen met min operateurs. Dit is 'n eienskap van spesiale magte bykans wêreldwyd, behalwe die Amerikaners wat honderde van die goed het. Selfs die Britse SAS en hulle SBS is nie baie soldate nie, baie operateurs nie. Ons het toe die eerste groot incident of periode wat ek sê 'n impak gemaak het op spesmagte, op myself en ek glo in die weermag ook die ouens wat deelgeneem het aan Protea. Savannah, sorry nie Protea nie, Savannah. Ons is ontplooi toe hulle al reeds op Sela was. Daar was 'n groep gewees van ons wat by Jan Breitenberg aangesluit het omtrent 'n maand voor die tyd en hulle vir 'n limo magte opgelei. Nou toe ons op Sela ontplooi het hulle die dag toe ons arriveer het hulle onttrek. Maar daar was geen verhouding tussen hulle onttrekking en ons arrivasie nie, want hulle taak was klaar gewees en hulle toe die begin die demobilisasie het toe reeds begin gebeur. Ons het maar self werk gesoek want ek is toe nou soort van in charge
Ons het nou na die opskamer toe gegaan en agtergekom, hulle het glad nie eens gedink dat daar iets kan wees wat ons kan bydra nie. Wat vir my eintlik baie, en ek kan later nog meer daaroor sê, maar vir my baie insiggewend was, maar dit was presies die tye van waar ons gelewe het, wat hulle aandag gehad op die Bosoorlog en ander dinge, en spesmagte het nie gefeatured daar nie, weet. Wat my interessant was, en ek dink dit is tot vandag toe waarskynlik so, daar is nêrens in die opleiding van 'n offisier van vegspan tot en met stafoffisier ingeskryf spesiale operasies nie, weet. En wat dit behels en dies meer nie. Op my stafkursus byvoorbeeld, al wat ons gedoen is spesiale operasies. Ons het 'n operasie beplan wat ons op Cheretsi lughawe in Rhodesia moes uitgevoer het, en 'n lugstormoperasie en op formasievlak. En ek is toe ook aangestel as die formasiebevelvoerder vir die spesifieke oefening. Maar dis die enigste diepte spesiale operasies kennis wat opgedoen is deur die studente en myself verbeter het, wat in die hele stafkursus. Ek dink tot vandag is dit nie 'n spesifieke vak nie in die opleidingsdoktrines van die weermag nie. Want my mening is dat dit draai oor belangstelling, jy weet, want spesmagte kan op 'n pedestal geplaas word as onoorwinnelik en sulke tipe van goed. Dis 'n baie oud hou nie van daai idee nie, jy weet. Maar dit is in elk geval 'n verkeerde idee. Ons is definitief nie onoorwinnelik nie. En ek dink dit as hulle het nie die behoefte raak gesien nie, want die tipe van oorlog met die Bosoorlogvoering het hulle nie weier gekyk as die taktiese gebied van die sektore nie. Terwyl ons kon bygedra het deur Rwanda skade aan te rig, om hulle te ondersteun hieronder. Weet, daai tipe van vooruitsig het maar gekom van spesmagte se kant af. Weet, ek persoonlik het gegaan na die HSI toe, dan te gehoor wat aangaan, en dan gaan ek 'n kop toe en dan gaan praat ek met die manne en sê ons het nou hierdie geleentheid vir operasie. Hulle het benodig dat en die volgende. So ons het eintlik onsself gaan bemark op 'n manier en ons het gaan soek vir operasies om uit te voer. En dit het dan ook so gebeur dat is nou na Savannah, dat ons met goedkeuring van eenheidsbevelvoerder op daai stadium, Jake Swart, brigadier Jake Swart, en hy is 'n moeëse goeie ou. Hy het toe vir ons, myself en Jan Frietstra, het hy vir ons die geleentheid gegee om die hele Angola te kyk en Zambia te kyk oor wat kan ons bydra wees, sodat hulle kan gaan en na die minister toe gaan of die hoof van die weermag toe gaan en sê dit is wat ons kan doen, die volgende kan bydra tot die geveg. En ons het 'n plan opgestel wat nie onmiddellik uitgevoer is nie, maar oor 'n periode omtrent ten volle uitgevoer is. Die take wat ons geïdentifiseer het as potensiële take wat kan bydra tot die oorloging in noorde van die Suidwes. En die aanbiedinge wat ons gegee het, en generaal Loods het die gehuiwer om 'n korporaal te vat en aanbieding vir 'n generaal te gee, nie. Maar in die spesifieke geval het ons nou die aanbieding gegee. En dit was 'n groot storie gewees, jy weet, want dit is van Cabinda deur gewees tot onder in Luango. En ons het dit saam met vlootoffisiere en lugmagoffisiere gedoen, wat eintlik informeel met ons gepraat het, jy weet, want hulle het nie op daai stadium so na die oorlog gekyk nie, jy weet. In elk geval, toe gee ons nou die dag die aanbieding vir die minister van verdediging. Want dit is onder al die poste al wat jy kan dink het ons gestop en aanbieding gegee, tot kom ons einde van die dag by die minister uit. En die stawwe het daar so gesit en hy het ingekom vir een of ander aanbieding, want hy was op daai stadium al amper hoof van die, ek dink hy was toe net so pas hoof van die weermag geword, generaal Malan. Hy het toe die minister van verdediging geword na PW natuurlik. En hy het dit heeltemal, ek moet sê, hy het vir ons 'n aanvoeling gehad vir spesmagte, jy weet. Hy het ons goed behandel, of goed aangewend, of sy bydrae was positief geweest. Ja. Word gewees, maar dit was, jy weet, partykeer kry jy dat hulle, die voel die ouens 'n bietjie negatief, jy weet. Maar daar's geen sulke gevoel het met hom gewees nie. Toe staan die hoof van die lugmag op, hy sê hy wil net vir generaal Loods 'n vraag vra.
sê wie het hierdie aanbieding, wie dit beplan? En die generaal sê maar daar staan die twee here wat dit beplan het. Hy sê maar ek dink hy was 'n beheer geweest, of 'n kaptein selfs. Hy sê maar hy is so en so en hy is so en so. Is 'n second loot in die lugmag, inligtingsoffisier. En dit sê generaal loods het vir man, ek sal vir jou môre vir 'n korporaal bring wat 'n ander operasie soortgelyk as hierdie vir jou sal aanbied, jy weet. So by ons stel dit nie of jy generaal of 'n korporaal is, jy weet. So dit is my goeie antwoord, weet, maar die generaal was generaal Rogers. Hy was ons baie positief. Hy en generaal Earp het ek 'n snaakse verhouding mee opgebou. Want by al die aanbiedinge was hulle teenwoordig was, het ek op 'n stadium met hulle gesels. En veral generaal Earp ek het lekker geklik, jy weet. En dit is vir my lekker geweest om altyd met hom te gesels en hy was ook vreeslik ondersteunend geweest, jy weet. Nie dat die lugmag altyd ondersteunend was nie. Dis ek nou definitief met tong en my kies. Maar die lugmag het ons baie afhanklik van geweest. Maar toe het ons nou in Savannah opgeëindig en in die proses het ons 'n operasie beplan om agter die hulle gebiede in te kom. En ek dink ons het nie ver genoeg gevlieg om agter die gebiede in te kom, want ons het nie kaarte gehad om 'n landingsstrook eers te kies nie. So blind daar aangevlieg. Toe loop ons in 'n hinderlaag vas en dan skiet ons uit mekaar uit. Ek was gewond geweest en Wanneberg, sergeant Wanneberg het gesneuwel. Daarop in die geveg. Hy was een van die verkenners wat voorgeloop het, dan het ek geloop en die res het agterna gekom. So ons twee was definitief in die eerste skote se lyn geweest. En ek was baie gelukkig geweest om daar die lugseer te kry. Maar ek is toe afgevoer dit is die einde van my vir Savannah geweest. Maar Savannah het vir ons gewys dat ons het tekorte. En een van die grootste tekorte is dat die weermag weet nie wat spesiale operasies kan bydra nie. Dit het ek baie hard en duidelik geglo as gevolg van nabetragting wat ek bygekom is, die gesukking met vooraf operasies, die nodige begrip te kry by die lugmag en die vloot. Dat jy weet hulle rol is baie belangrik, sonder dit kan ons nie doen nie, weet. Ons nabyheid en samewerking het op daai stadium nog baie gekos om te vorder. Maar ek moet sê as ons met die pilots gepraat het, was hulle soos ons, jy weet, onmiddellik reg op enigiets aan te vat, jy weet. Gegee die feit dat daai ouens hulle kry nie genoeg samewerking nie. Na my mening daai tyd gekry nie. Jy weet hulle daai bosse ingejaag oor die Angolese grens sonder enige navigasie uitrusting, behalwe hulle kompas en die helikopter self. Afstand en tyd het hulle gevolg nou geset. Dit het hulle begenaamheid. Hulle het geen nagsig uitrusting gehad oor enige van daai verbindings nie. En aanvanklik het ons net in volmaan gery en ons het ook geleer onder andere gedurende na Savannah dat volmaan is nie 'n goeie tyd vir ons operate nie, ons moet donkermaan operate. Dit is nog 'n groter probleem veroorsaak vir die pilots. Maar hulle is harde manne en hulle kon dit handle, jy weet. En hulle het baie inisiatief aan die dag gelê, die vlieëniers. En natuurlik die res van die bemanning. Maar toe het ons nou begin van hierdie operasies uitvoer wat ons nou die plan gehad het. En die eerste groot operasie was geweest Backlash. As ek reg onthou, ja, dit was Backlash geweest. Dit het behels baie interessante projek geweest. Dit het behels aanval op die Leba Pass tussen Losamedes en Lugano. Ja, die Lugano nie. Ja, Lugano. En het aanval op die Lebo tunnel, treintunnel. Aanval op die Sangongo brug en aanval op Mavinga, die brug by Mavinga. So ons het dit was aan die diepkant van die taktiese gebied gewees. Ons daai toevoerlyne by ons kort gesny het. En dan was die opvolgoperasies wat op beplan was om myne te lê op die spoorlyn waar hulle nog kon gebruik. En ook ambushes saam met 3-2 bataljon uit te voer, weer aggressief te wees. Maar dit het ook nie heeltemal gematerialiseer nie. En daar was niks beplan op Mosambikus nie, want ons het genuine nie die vermoë gehad om dit te kan doen van die see se kant af nie. Was nie betydsreg kon wees om operasie van daai omvang te kon deelneem nie. Maar in elk geval, nou moet jy jouself indink. Hierso gaan ons nou met 3 helikopters wat beneerbaar pas. 3 helikopters was op die tunnel gewees en ons het 3 helikopters gebruik. Ek het toe besluit ek was die operasiebevelvoerder
Toe het ek Shangongo gekies om te vat, want dit is die brug oor die rivier by Shangongo. En ons het ingeoefen en hard gewerk, baie hard gewerk om voor te berei vir die operasie. En toe ons die nag opstyg, en jy weet, met hierdie 3 helikopters saamvlieg, hulle gaan land in die Lebapas, hulle skakel af in die Lebapas. Die ou by die tunnel, die choppers wat so gegaan het, moes eers in die vlug gehaver het, so die ouens kon abseil om die kabels wat daar deurloop, wat ons nie geweet het wat se kabels is, om die pale af te sny en die draad uit die pad uit te kry voordat die helikopter kon land. Intussen het die ander 2 helikopters rond gevlieg, terwyl ons nou besig met helikopter nommer 1 om te kon land. En Paul Creer was die helikopterpilot. Nou hy was 'n karakter van nout, maar moes 'n goeie pilot. Ja. Ek en hy het nogal baie lekker saam gekuier. In elk geval, hulle operasie suksesvol uitgevoer om die manne af te laai. En hy het van land en afgeskakel. En hy het gesê vir my daarna, hy het gesweer, hy gaan nie eens lewendig hier vandaan af gaan nie, maar hy gaan die helikopter gaan nie gestart nie, weet. Dis dit om waar jy weet, hulle was baie spanning op hulle gewees. Nadat die tunnel nou voorberei was met 'n baie interessante manier om die maksimale effek te kry van die hoeveelheid plofstof wat ons kon invat om die taak uit te voer. Daar kan op 'n stadium meer daaroor praat. Maar in elk geval, toe hulle klaar is, toe kom pik die helikopters op en hulle ry op hulle eie oor die berg, in die donkerte terug Suidwes-Afrika toe. Ja. En ek dink dit was een van die beste lugmagoperasies wat ek van kennis dra. Die ander ene by Lebapas was nog meer interessant geweest. Hulle het afgeskakel, die pas loop so. Die een afstygroep is redelik laag afgelaai sodat er enige voertuig aankom dat hulle kon stop. En terwyl hulle ontplooi het, en dan het die helikopters ook geland en afgeskakel totdat die take uitgery is wat ook nog voorbereiding by plofstof was. En dan opgeklim en gery. Maar ons het die chopper pilots gedurende hierdie voorbereiding, ons het elkeen 'n AK-47 gegee. En ons het hulle nie geleer skiet nie, want van hulle kon skiet, maar ons het hulle laat skiet met die AK's. Toe hulle nou daar geland het met die Daitjie Beneke was dan in charge geweest van hierdie eskader. En hy is ook 'n karakter op sy eie geweest. En toe ons in die vliegtuig afskakel net, so die duiwel dit wil hê, die volgende oomblik hoor hy, hier kom 'n kar gery weer. En sy ligte kom so om die draai, nou staan hulle 'n paar 100 meter weg van die draai af, kom die kar aan, jy weet nie wat om te doen nie. Toe onthou daai uit 'n wapen, hy spring terug in die helikopter, hy kry die AK-47 en hy brand sommer los op hulle, weet. En toe hy begin skiet 'n paar van die ander ouens wat hy wapens by hulle gehou het, vir hulle geluk. En toe skiet hulle ook op daai voertuig wat toe net daar en dan omswaai. En ek weet nie waar want iewers aan die pad het hy gestop, want hy het onder by die ouens by die afstygroep uitgekom het. So dit was ook iets wat die lugmag nooit sal vergeet nie. Maar dis nou by die een van julle, daar's nou 6 van hulle helikopters wat in die nag rondploeter in die berge. Dit is baie spesiaal dink ek. Met ons was dit nog meer interessant geweest. Ons het met 3 helikopters uitgevlieg met al ons plofstof en duikers, die hele lot, om stroom afgelaai te word en dan sou ons met stilgemaakte elektrische engines het ons dan daarvandaan af na die rivier toe, agter die brug toe gevaar. En toe ons in die water geklim, die rivier is sterk vloeiend. In die water inklim het ons nog goed beplan en geoefen dat boot nommer 1 is die ou, boot nommer 2, dan boot nommer 3. Maar die stroom was so sterk dat ons heeltemal aan kant gevang het en dan boot nommer 1 voor en dan 2 nommer 3. Dis 'n moeisige sukkel daar weg te kom. Dis eintlik so komies geweest dat ons begin lag het, jy weet. En nou wat is stil daar af. Vir die eerste keer wat ons nagsig uitrusting gebruik het ons daai nag gebruik. Die voorste boot het nou die soort ons die seker te maak dat alles right vorentoe. En ek kan onthou was weer boters geweest, boutsboters en wie was die ander, Jack Greef, hulle twee was op die eerste boot geweest om uit te kyk vir wat aangaan. En hier op 'n kol, want dit is dit reg gekry om baie mooi bymekaar te bly en gelid en die regte spoed te vorder, bietjie vinniger as die rivier se spoed op daai stadium. Toe kom kontak Woudsby oor die radio en sê vir my is 'n probleem, ek sien die ligte.
En toe hy dit vir my sê, toe sien ek daar so mense beweeg met sigarette. En ons stop toe deur onsself vas te hou aan die oewer, want dit is nou tipies aan die een kant was dit die vloedvlakte gewees, waar daar nie bosse en goed is gegroei het nie, was plat vlakte. En aan die ander kant was dit 'n redelike steile helling na van die rivierbank. En op daai helling kan weer daar het hulle nou 'n klomp van ons het getel omtrent 10, 11 bodies wat ons kon getel het. En ek het nou self gespring. Sorry, ek moet 'n tree teruggaan met die invlieg. Met die eerste invlieg wat ons uitgevoer het. Het hier op 'n stadium toe sê die pilot vir my, ek sal maar nie sy naam noem nie. Sê vir my ek moet gou luister. Hy sê sy kaart verloor, sy gebergte kaart verloor uit die venster uit. So hy het nie meer 'n kaart hê. Dus ek kon my ore nie glo nie, weet. So al hierdie stories het ons nie 'n kaart om te kan vlieg met die helikopter nie, weet. En daar is nie GPS so goed as nie, hy vlieg met die kaart. So hy het nou 'n keuse gehad om aan te hou vlieg, wat hy bereid was om te doen, ook nie heeltemal nie, maar hy was gewillig om dit te doen, of om terug te draai. Jy weet, die kans dat ons verkeerd kan aflaai, ons het al genoeg lesse geleer in ons lewe op daai stadium, dat jy moet, as jy verkeerd afgelaai word, is dit 'n gemors. Toe sê ek wel vir hom, baie jammer, maar ons moet omdraai. Die draai ons 3 helikopters terug en ons vlieg terug Suidwes toe. Dit was vir my, ek het nie geglo wat gebeur het nie. Dit was iets vreesliks geweest vir ons almal. Die operators was baie down in the dumps geweest, ja. Maar in elk geval, toe die brug en die tunnel het goed verloop en die suksesse behaal wat ons wil behaal het daar, behalwe ons nou. En toe ek dit nou terug rapporteer in die HK, ons het 'n koördineerder gehad en Charles het 'n rol gespeel in die sin van hy was een van die Telstar ouens geweest wat met ons gekommunikeer het gedurende die vlug. Want ek sal nou vir julle vertel wat ons daarmee gedoen het. In elk geval, toe sê hulle vir my, sê generaal Loods vir my, dat ons moet weer gaan volgende Vrydag aand, wat ook al 'n week later moet weer gaan, ons moet die brug aanval. Ek het eers gesê, nee, ons kan nie dit doen nie, ons weet nie wat van die kaart geword nie, want waarskynlik die kaart kan opgetel word deur iemand wat die ding kon sien en kon sien wat dit is. Of die kans dat dit optel is nie daar nie. So 'n 50-50 situasie. En nou weet nie of tot watter mate die risiko-faktor beïnvloed nie. En ek het met die pilots gepraat en dis meer en hulle was ook natuurlik pissed off geweest. En hulle het toe saam gestem dat ons moet weer gaan. Dus toe sê ek vir ons sal weer gaan, maar ons kort 'n bietjie ons support. Ons wil teenmaatreëls instel om hulle te mislei. En een van die maatreëls was geweest ons C60 vat en 'n klomp parachutes afgooi met vragparachutes afgooi aan die ooste kant van Shangongo. En ons het helikopters laat opgaan om net suidoos van die teiken het hulle gevlieg en in die nag gevlieg in sirkels en dis meer om aandag van gelei om helikopters te daai rigting aan te trek. En ons het ook het vir ons gesê hulle sal vir ons nader aan die teiken sal hulle vir ons kom optel. Want dit is een van ons probleme geweest. Van die teiken se boese uitgeloop het nog die nag voor die helikopters ons optel. So in ander woorde toe ons uit die helikopter geklip het, was ons gedruk vir tyd van die begin af. Dit is gevaarlik, jy weet. Ons kan nie by ons tyd en afstand plan gebly het nie. In elk geval, dit is toe alles nou goedgekeur en toe gaan ons voort. En ons het suksesvol geland, ons het suksesvol ons voete gevind waar ons in die sirkel gery het en daar gaan ons af. Kom ons nou in hierdie ambush en af. Nou weet ek tot vandag toe nie hoekom was hulle daar gewees nie. Miskien is hulle altyd daar, maar volgens ons inligting wat baie goeie inligting was, reken ek, moes hulle nie daar gewees het nie. En nou het hulle gesien sit en rook en ek het eens nagsig nodig gehad om dit te kon sien. My verkyker kon ek duidelik sien wat aangaan. Ek besluit toe dat ons moet abandon. En ons met die 3 bote, so volgens ons hoofplan het ons hulle aan mekaar vasgerig. Die man het afgeklip van dit. Sy persoonlike goed saam met hom gevat en ons het op die groepeer op die rivierbank. En bouts het al die plosstof met mekaar gekoppel en het geaktiveer met 'n tydmeganisme. Dit sou 'n moeëse bom gewees het as al daai goed saam afgegaan het. En ons het toe daar gestap om weg te kom. En hier was nou een van die insidente wat ek nou beleef het. Ons het nou stap oor hierdie oop vlakte, dit is al 'n half maan, dit is so helder soos daglik soos hierdie, so plat soos hierdie. En
En dit was nogal, en hulle het geskiet op ons. O ja, toe ons uitgekom het, begin hulle skiet op ons. En ek het ons nie laat terugskiet nie, ons het dit plat geval het gewag en dan stap ons voor. Tot ek agtergekom het, hulle skiet oor ons, maar so hoog dat hulle nooit naby ons sal kom het. Toe het ek 'n bietjie spoed aangegeet. Toe kom een van ons karaktervolle operators na my toe, Queros, en hy sê vir my, "Sir, we must start fucking walking, get us on a single file, let's get out of here." Ja. En hy was reg geweest, weet. Toe sê ek, "Okay, kom nou 'n single file, kom ons begin stap." En die oppik met die helikopter het perfek verloop. Jy weet, asof ons eintlik met magnete by mekaar uitgekom het. Hulle het reg gevlieg en ons het reg geloop, weet, op die punt. En ons het die punt reg gekies, beide kante. Dus daar uit, dit is 'n boose teleurstelling geweest. En ons het later gehoor dat die Angolese het gesê was 'n moersebom, ons het gebruik gemaak van unmanned boats. Want hulle het nie die spore opgetel of enigiets nie en die bote het waarskynlik stadig met die rivier afgery. En dit was nou eintlik die nabetrag te doen presies waar ons was. Ons was vrek naby, net nog een draai gewees of sou by die brug gewees het. Of dan so suksesvol sou wees, weet ek nie. Maar hierdie operasie was 'n voorloper van operasie Coolidge wat ons later by Quito brug uitgevoer het. En baie van die goed wat ons geleer het in hierdie operasie het ons gebruik gedurende die brug aanval op Quito, operasie Coolidge.